Dit het die vrou oortuig. Wanneer sy na die boom kyk, lyk die vrugte mooi en aanloklik, geskik om 'n mens verstandig en slim te maak. Sy pluk 'n vrug van die boom, eet daarvan en gee vir haar man by haar. Hy het ook geëet. Toe gaan hulle oë werklik oop en besef hulle dat hulle sonder klere is. Hulle het vye blare aan mekaar gewerk en vir mekaar omgehaal om hulle self toe te maak. In die aand hoor hulle hoe die Here God in die tuin loop. Hulle kruip toe weg tussen die bome. Die Here God het na die mens uitgeroep: "Waar is jy?" Hy antwoord: "Ek het u gehoor aankom in die tuin, maar ek het gaan wegkruip. Ek was bang omdat ek sonder klere was." "Wie het vir jou gesê dat jy sonder klere is?" vra die Here God. "Het jy dan van die boom geëet wat ek jou beveel het om nie te eet nie?" "Ja, ek en die mens. Dit was die vrou wat u aan my gegee het, wat die vrugte vir my aangebied het, en toe het ek daarvan geëet." Daarop vra die Here God vir die vrou: "Hoe kon jy so ding doen?" "Die slang het my bedrieg," antwoord sy. "Dis hoekom ek geëet het." Toe sê die Here God vir die slang: "Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die diere op die aarde. Op jou pen sal jy seil, en stof sal jy eet solank as wat jy lewe. Van nou af sal jy en die vrou vyande wees. Dit geld ook vir jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop inslaan, en jy sal hom noodlottig aan die haksteen byt." Vir die vrou sê hy: "Ek sal jou swangerskap moeilik maak. Met pyn en lyding sal jy kinders in die wêreld bring. Jou begeerte sal na jou man wees, maar hy sal oor jou heers." Vir die mens sê hy: "Hy het jou deur jou vrou laat ompraat en van die vrugte geëet wat ek jou verbied het om te doen. Daarom vervloek ek die grond. Jou hele lewe lank sal jy swaar kry om bestaan daaruit te maak. Dit sal vir jou dorings en dussels oplewer. Jy sal van die plante van die veld eet. Jou hele lewe lang, tot die einde van jou dae, sal jy met moeite werk om iets te hê om te eet. Aan die einde van jou lewe sal jy weer terugkeer na die grond waar jy geneem is. Want jy is van stof gemaak en tot stof sal jy terugkeer." Die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy die moeder sal word van alle mense op die aarde. Toe die Here God dat die mens en sy vrou klere van vel gemaak en hulle laat aantrek. Daarna sê die Here God: "Die mens het nou soos een van ons geword, deurdat hulle ook weet van goed en kwaad. Wat sal gebeur as hulle van die vrugte van die boom van lewe vat en eet? Hulle sal dan vir altyd lewe." Die Here God het daarom die mens uit die grond van Eden weggestuur en die grond te gaan bewerk waaruit hy geneem is. Nadat die Here God hulle uit die tuin verban het hy Gerubs oos van Eden aangestel om met 'n vlammende swaard dat heen en weer beweeg toegang tot die boom van die lewe te bemaak.